Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Ons is vandag in Lukas hoofstuk 22 en ons lees vandag vers 45 tot 46 met die tema gedreineer deur hartseer. Ek lees vir jou. Nadat Jesus van die gebed opgestaan en by die disippels gekom het, kry hy hulle aan die slaap gedreineer deur die hartseer. Hy sê toe vir hulle: "Waarom is julle aan die slaap? Staan op en bid dat julle nie aan versoeking sal toegee nie." In hierdie gedeelte, natuurlik voordat Jesus gekruisig gaan word, hy is besig om te bid. Die disippels sien dat Jesus baie emosioneel is en hulle is hartseer. En ons lees hulle raak aan die slaap. Hulle kan nie saam met Jesus bly bid nie, hulle kan nie saam met Jesus bly waak nie, omdat hulle gedreineer was van die hartseer. Daarop sê Jesus vir hulle dat hulle juis moet bid, sodat hulle nie in versoeking val as gevolg van hulle swakheid, die swakheid van hulle vlees nie. Daar was al kere gewees dat ek gedreineer gevoel het as gevolg van hartseer. Hartseer kan 'n mens swak en verlam laat voel. Alhoewel dit 'n natuurlike emosie is, moet ek oppas dat hartseer my nie verlam of selfs verbitter nie en dalk my in die versoeking kan laat val nie. Ander emosionele goed kan natuurlik dieselfde doen, daai selfde effek hê van swakheid. Dit bring swakheid in my en maak dat ek nie kan in die gees kan bly staan en kan waak teen versoekings nie. Goed soos bekommernis, goed soos as ek oorwerk is, te besig is, dan verswak dit my in my vlees en dit het 'n effek in my gees. Ek moet juis waak, ek moet juis binnend bly, sodat ek in hierdie tye sterk kan wees, sodat my vlees versterk kan word en my emosies my nie in die versoeking laat val nie. Wanneer jy in seisoene van hartseer is, wanneer jy in seisoene van bekommernis of selfs depressie is dit juis belangrik dat jy tyd spandeer saam met die Here, sodat jy nie swak word en in jou gees versoek word en dalk val nie. Versterk jou in die Here. Kom ons bid saam. Here, U ken ware hartseer en tog het U nooit dat dit U wese oorneem nie. Help my in my tyd van hartseer, pas my hart op, versterk my, sodat ek selfs in hierdie tye kan sterk staan. In Jesus naam. Amen. Deel hierdie graag met iemand en ek hoop ons sien jou môre weer, dat ons môre weer deur die volgende hoofstuk kan werk. Tot volgende keer.